het laasweek gesels oor die gedeelte in Johannes 15 waar Jesus self sê dat sonder my kan julle niks doen nie. En as jy dit gemis het, kan jy gerus daarna luister. Dit is op YouTube. Jy kan ook net vir my vra vir die skakel. Ek is die wynstok, julle die lote. Jesus is aan die woord. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien 'n loot wat afgesny is van die stok kan die vrug forceer deur harder te probeer. Dit kan nie eens oorleef al probeer dit ook hoe hard nie. Groei wat ware vrug oplewer is nie die resultaat van die loot se pogings nie. Dis die natuurlike oorloop van 'n lewe wat gekoppel is aan die ware wynstok. Ons het ook gesê, geestelike volwassenheid beteken nie dat ek God al hoe minder nodig het nie. Dit beteken juis dat ek al hoe meer besef hoe afhanklik ek van God is. En ek wil jou uitdaag vanmôre vir 'n oomblik. Kon jy hierdie week stil word en net besef hoe afhanklik ons is van God? Was daar 'n oomblik dalk in jou binnekamer of dalk 'n oomblik waar jy by die werk was of iewers was waar jy net besef het, Here, ek besef hoe nodig ek U het. Ek wil jou aanmoedig, koester daardie oomblik. Koester daardie oomblikke waar jy besef, ek het God elke minuut meer nodig as die vorige. Ons het verder gesê, ons kan twee heeltemal uiteenlopende verhoudings hê. Ons dink verhouding met God is anders as ons verhouding met mense, en ons verhouding met mense is totaal en al apart van ons verhouding met God. Maar tog is die een meestal 'n spieelbeeld van die ander, en dis ingeweef in mekaar. Jy sien, ek kan nie mense wantrou en haat en myself isoleer en wegstoot en in dieselfde asem dink en dit bevestig dat ek God nodig het nie. Ek kan nie in totale oorgawe tot God leef en hom ten volle vertrou, maar ek wil met mense niks te doen hê en ek moet myself heeltyd beskerm teen mense. Daar's 'n dinamika tussen my verhouding met God en my verhouding met mense. Die vertikale verhouding het 'n direkte impak op al ons horisontale verhoudings. Ons horisontale verhoudings het 'n definitiewe impak op ons vertikale verhouding. Dit is nogal moeilik om te bid as jy drama het met iemand. Is net ek. Dis nogal moeilik om iemand lief te hê sonder om die liefde van God te beleef. Want daar's 'n direkte wisselwerking. Dis my vertikale en my horisontale verhoudings. 1 Johannes 2 vers 9, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. So, vandag wil ek met jou praat oor hoe meer karakter, hoe meer krag. Hoe meer karakter, hoe meer krag. Jy sien, daar's 'n definitiewe rede hoekom Jesus gesê het in Johannes 15 dat die wie vrug dra, word gesnoei sodat hulle meer vrug kan dra. Daar's 'n definitiewe rede. Daar's 'n rede hoekom verhoudings soms so moeilik is. Wie het soms al beleef verhoudings is taaf? Hierdie keer nie alleen nie. Dis moeilik om getroud te wees. Veral as jou man perfek is. Dis moeilik om kinders groot te maak. Dis moeilik om 'n kind van 'n ouer te wees. Verhoudings is moeilik. En ek weet daar is nou mense wat nou hierdie week huweliksherdenkings gedoen het. En ek wonder of dit meer 'n huweliksgedenking is as 'n huweliks. Verhoudings is moeilik. Maar daar's 'n rede hoekom dit is. Dis omdat verhoudings die plek is waar ons geskaaf, gevorm en tot volwassenheid gebring word. Dit is juis binne verhoudings waar die rede hoekom ons dien openbaar word. Dis net in verhoudings
waar ons geskaaf en geskuur word. Dit is maklik om geestelik volwasse te voel wanneer ek alleen bid, of wanneer ek alleen by my huis is, of wanneer ek alleen in my binnekamer die Bybel lees, en wanneer ek die Here op my eie dien. Dis maklik om geestelike volwassenheid te beleef. Maar ons ware geestelike volwassenheid word sigbaar wanneer ons met ander mense saamleef. Veral met mense wat anders as ons dink, anders as ons reageer en anders as ons optree. Is maklik om die Here te dien as jy nie saam met mense is. Veral daai broer wat nou reg gekry het om op jou plek te parkeer. Of op jou stoel te sit. Of jou nie gegroet het nie. Of nou net nie genoeg ophef van jou gemaak het nie. Gelukkig nie in die kerk nie. Ek weet ons doen dit nie. Jy sien, verhoudings bring na die oppervlak wat reeds binne ons leef. Wanneer iemand my teleurstel, word my verwagtings ontbloot. Wanneer iemand met my verskil, word my behoefte aan beheer ontbloot. Wanneer iemand my kritiseer, dan word onsekerheid ontbloot. Wie weet waarvan ek praat? Want verhoudings bring net na vore dit wat reeds binne my is. Wanneer iemand my seer maak en ons is juis besig met 'n fenominale reeks, word my vermoë om te vergewe getoets. Wie van u wat by die Bybelskool is baie meer bewus daarvan dat vergifnis 'n regte ding is. Amen. Oh wow. Ek sal elke nou en dan so lekker hy in die kar ry of ek sal iets sê, maar sal ek sê my ek moet vergewe. Ja. En as hy iets sê, dan sê ons moet vergewe. Wanneer iemand my geduld beproef, is dan wanneer my karakter sigbaar word. Jy sien, dit beteken nie dat alle optrede of dat alle verkeerde optrede van ander maar net verskoon of aanvaar moet word nie. Dit beteken nie dat alle mense wat verkeerd doen of verkeerd optree teenoor jou, moet jy nou maar net aanvaar en net sê, okay, weet jy wat, dit is nou maar hoe dit is en ek is nou maar die slegte een. Nee, jy hoef dit nie net te aanvaar nie. Dis juist daardie plek waar God deur sy Gees jou en my lei tot 'n plek van introspeksie om te sê, Here, wat wil U met hierdie verhouding binne my vorm? Wat wil U binne hierdie verhouding my in laat groei? En nou baie van julle sal seker weet waarvan ek praat. Baie keer as my dogter ouetjie gehad het en hulle het nou uitgemaak want dit het nou nie gewerk nie, dan sal sy my bel en dan sal ons nou gesels daaroor en dan my eerste vraag of my enigste vraag of dalk my grootste vraag aan haar is, my girl, wat het jy van jouself geleer binne hierdie verhouding? En is dit nie vir my jou 'n groot sleutel om te besef dat maak nie saak in watter verhouding ek met wie is nie, dit gaan nie oor die ander persoon altyd, dit gaan oor, Here, wat wil U binne my bou, wat wil U binne my vorm? Want dis juis die moeilike verhoudings wat God kan gebruik en wil gebruik om iets binne my te openbaar en te vorm. Jy sien, ons bid dikwels, Here, leer my om lief te hê. Maar liefde word gevorm tussen mense wat liefde word nie gevorm tussen mense wat maklik is om lief te hê. Liefde word juis gevorm in daardie verhoudings waar dit vir jou moeilik is om lief te hê. Deur net uit. Liefde is baie maklik as dit maklik gaan. Maar liefde raak moeilik wanneer ek voel hierdie broer kry dit reg om op my ingroei tonaal te trap elke keer. My hart klop in my wang en my kuit is 3 bar gepomp as ek hierdie broer sien. Maar dan bid ons, Here, leer my om lief te hê. Sê die Here, okay, kom ek sit nog meer van hulle in jou lewe. Ons bid, Here, maak my nederig, maar nederigheid word gevorm wanneer ek gekritiseer word. Wanneer ek nie erkenning kry nie en wanneer ek moet erken dat ek verkeerd was. Dis dalk een van die grootste goed. As ek moet erken, ja, weet jy wat, ek het dalk misgevat, ek's jammer. Dis waar nederigheid gevorm word.
Hoogmoed sê mos nie jammer nie. Die hoogmoed het nie daai in sy woordeskat nie. Jy sien, ons bid dikwels vir geestelike groei, maar ons ervaar die mense en omstandighede waardeur God daardie groei bewerk baie keer as 'n baie groot klip in ons skoen. En ons wil dit bypass, ons wil dit mis. Ons wil sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Ons wil die vrug hê, maar ons wil nie altyd die proses hê waardeur die vrug gevorm word nie. Ek kan vandag vir jou sê, verhoudings is God se werkswinkel waarin karakter gevorm word. Verhouding met mekaar, verhouding met mense, dis God se werkswinkel. Jy sien, die mense rondom ons veroorsaak nie noodwendig alles wat binne ons gebeur nie. Nee, hulle bring dit net na vore. Daar's 'n mooi sêding wat ons nogal baie keer sê, mense wat seer het of mense wat ongelukkig is, luister nie met hulle ore nie, hulle luister met hulle triggers. Hulle luister met hulle snellers. Hulle luister met jy het my nou getrigger. En ek kan wel vir jou sê, die trigger kan maar daar wees, maar as daar nie ammunisie in die magasyn is nie, sal daar nie skade wees. Here, maak my leeg. En maak my gesond van elke wond en elke seer. En elke ding wat ek dra teen iemand. Want as ek luister met my trigger, moet ek net sê klik en nie baan nie. Dis die sleutel. Verhoudings is nie net die plek waar ons liefde ontvang nie. Verhoudings is ook die plek waar ons leer om lief te hê. Verhoudings is nie net die plek waar ek liefde ontvang nie. Dis juist daardie plek waar die Here sê, kom ek leer jou hoe om lief te hê soos wat ek lief het. Kom ek leer jou om lief te hê soos wat ek lief het. So, Spreuke 27 vers 17 sê, yster sluit yster, so sluit die een mens die persoon van die ander. So ek weet nou nie of jy weet hoe dit werk nie, maar ek het nou hier 'n paar. Dit is veilig, dit is veilig. Dit is veilig. Dit is veilig. So yster sluit yster. Dit is nou eintlik 'n baie maklike proses, want hulle maak dit mos nou eintlik vir jou maklik, né? Dankie Karel. Hulle maak dit mos eintlik vir jou baie maklik. Dit is mos nie moeilik om 'n mes skerp te maak met so 'n ding nie. Dit is mos nou maklik. Jou vingers is nie in die pad nie. Niemand frons nie, niemand se lewe is in gevaar nie. Nee, wil ek doen hierdie vir daai skaap wat jy moet brand. Niemand se lewe is in gevaar nie, maar weet jy, soms is dit nie so maklik yster sluit yster nie. Soms klink dit baie erg. Hierdie is maklik. Hy's okay, ek is okay. Ons is werk sag met mekaar. Ons werk mooi met mekaar. Soms klink dit anders. My vrou, ek het 'n lisensie vir hierdie ding. Soms. Jy sien, as ek tools in my hand het, dan voel ek struikel. Soms deur wrywing word iets skerper, sterker en meer bruikbaar, maar soms is dit 'n geraas. En soms nie so net. En soms is daar vonke. Ek kan dit sien, jy kan dit nie sien, maar ek sien vonke. En soms is daar baie energie en 'n klomp geraas. Maar die woord van die Here sê, yster sluit yster. As jy kyk na wat 'n ystersmid baie keer doen, vir goudsmid baie keer doen, hulle maak daai stuk yster so warm dat hy rooi is. En dan haal hulle hom uit en dan sit hulle hom op 'n stuk yster. En dan vat hulle 'n hamer. En dan slat hulle daai ding dat hy plat is. Soms die harde goed wat ons deurgaan in ons verhoudings, wat ons so baie keer sê, Here, hierdie is nie vir my lekker nie. Dis
Dis baie keer die plek waar die Here sê, ek vorm jou, sodat jy sterker, skerper en meer bruikbaar kan wees. Yster wat yster slyp veroorsaak baie geraas. Dit veroorsaak soms hitte. Dit veroorsaak vonke. Maar deur die wrywing word iets skerper, sterker en meer bruikbaar. Miskien is die spanning wat ek en jy beleef in ons verhouding tans nie net 'n probleem waarvan ek moet ontsnap nie. Dalk is dit 'n plek waar die Here sê, ek het nodig om iets binne jou te vorm. Daar's 'n rede hoekom daai broer of daai suster in jou lewe is. Daar's 'n rede hoekom jy hierdie persoon in jou lewe het. Kan 'n plek wees waar God iets in jou wil openbaar en genees en dalk vorm. Die vraag is, Here, wat wil U deur hierdie verhouding in my vorm? Jy sien, geestelike volwassenheid word nie noodwendig geken aan hoeveel Bybelkennis ek het, hoe goed ek kan bid, hoe hard ek kan sing, hoe lekker ek op kan hande klap. Dit word ook gemeet aan hoe ek mense behandel. Veral wanneer daardie mense my teleurstel, of frustreer, of heeltemal teen my gaan. Dis waar geestelike volwassenheid eintlik na vore kom. Nou bring dit ons by vandag se tema. Sê vir die persoon langs jou, hierdie was net die inleiding. Hier's nog 'n paar power tools wat ons gaan uitdruk vanmôre. Dit bring ons by die verhouding tussen karakter en krag. En ek wil jy moet hierdie gryp. God wil nie net sy krag deur ons openbaar nie, hy wil sy karakter in ons vorm. Die gawes van die Gees wys wat God deur ons kan doen, maar die vrug van die Gees wys wat God binne ons wil doen. So hoe sluit ons hierdie krag van God oop in ons lewe? En dis seker die belangrikste wat jy kan weet en kan hoor binne die koninkryk van God. Daar is 9 gawes van die Gees, krag. Daar is 9 vrug van die Gees, karakter. Ons, ek en jy is beperk in krag tot die vlak wat ons in karakter staan. Sit vir 'n oomblik. Ek en jy is beperk in krag. Ons sal baie keer, veral die seniors in die gemeente sal sê, waar is die wonderwerke? Waar is die tekens? Waar is die krag? Waar is die mense wat uit die rolstoel opstaan? Waar is die manifestering van die Heilige Gees? Waar is die goed? Waar is daai krag dat wanneer ek my hande op iemand lê, daai persoon genees word deur die krag van Jesus? Waar is dit? Die krag. Ons is beperk in krag tot die vlak wat ons in karakter kan staan. Daarom dat God wil hê dat ons sal fokus op karakter, nie op krag nie. Jy sien, hoe meer my karakter gevorm word, hoe meer sal die krag van God deur my vloei. Dit kan nooit andersom wees nie. Na mate ek groei in karakter, en na mate ek die vrug dra wat by die bekering pas, na mate die vrug van die Gees binne my gevorm word, deur verhoudings en deur prosesse in verhouding, na mate sal die krag van God meer vrylik deur my kan vloei. Want God sal nie krag laat vloei waar karakter dit nie kan navigeer nie. Jy hoef nie amen te sê nie. Hou jy net jou amen. God sal nie krag laat vloei as karakter dit nie kan navigeer nie. Krag sonder karakter het al vele mense laat val. Vele mense. Kan ek vir jou sê, krag sonder karakter, en as jy nou baie op hard amen sê, dat ek het teen jou. Krag sonder karakter het al baie pastore laat val. Jy weet waarvan ek praat, hè? Die Here sal ons nie in 'n plek van autoriteit en krag plaas waar ons karakter ons nie kan dra nie. As jy wil hê die krag van die Here moet in en deur jou vloei, as jy wil hê dat soos wat jy bid en soos wat jy mense bedien en soos wat jy funksioneer in die koninkryk van God, jou karakter se groei is bepalend van jou krag se vloei.
Hoor hierdie waarheid, God is nie beïndruk deur my krag nie, want hy het dit vir my gegee. God is nie beïndruk met hoe kragtig en hoe groot en hoeveel kragwerking ek kan doen nie. Hy is nie beïndruk daardeur nie, want alles krag wat ek het hy vir my gegee. God beïndruk nie God deur jou krag nie. God is ingestel op karakter. Want na mate ons oorgee en hom toelaat om die pottebakker in ons lewe te wees, en ons die klei, kan hy ons vorm in dit wat die kapasiteit van krag kan hanteer. Amen. Die enigste manier hoe ons dit kan doen is om afhanklik van God te wees en hierdie afhanklikheid te erken en te koester. Jesus sê, bly in my soos ek in julle. Want sonder my kan julle niks doen nie. En dit beteken, kry die woord in jou, want woord is saad. En hoe meer saad daar in jou is, hoe meer kan daar groei wees. En hoe meer groei daar is, hoe meer vrug kan daar wees. Ons hardloop vir die krag. Weet jy wat groei 'n kerk? Karakter. Karakter. Daar was al vele herlewings wat tot 'n einde gekom het, omdat die krag van God daar was, maar die karakter was nie daar om dit te navigeer nie. Vele herlewings het tot 'n einde gekom, oor al die jare heen, waar die krag van God in die steek gelaat is. Hierdie karakter, wat nie die Heilige Gees binne my en jou kan vorm. Die vrug, oftewel die karakter, is die filter waardeur krag vloei. Dis die filter. My en jou geroepe posisie is eerstens om in hom te bly. Luister wat sê die woord, 1 Korintiërs 1 vers 4. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is in elke woord, saad en alle kennis. Soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle. Jesus het homself gegee. Dis die getuienis van Jesus Christus. Sodat julle in geen enkele genadegawe agter staan nie. Die Here wil hê dat ons in krag sal vorentoe beweeg. God wil hê dat ons in krag sal leef en funksioneer. Hy sê dit in sy woord. Sodat julle in geen enkele genadegawe agter staan nie. Terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Karakter. Karakter. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap, eenheid, bly in my soos ek in julle, met sy seun Jesus Christus ons Here. Jy sien, die kerk in Korinthe het nie 'n tekort aan gawes gehad. Daar was baie krag, daar was baie gawes wat gewerk het in die kerk van die Korintiërs. Nie 'n tekort gehad aan gawes nie, maar daar was verdeeldheid, daar was jaloesie, daar was trots, daar was onsedelikheid, daar was misbruik, daar was geestelike onvolwassenheid. En Paulus sê vir hulle 1 Korintiërs 3 vers 1, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Hier kom Paulus en hy kyk na die kerk en sê, julle het al hierdie krag, julle het al hierdie wonderwerke, dis amazing, kyk al hierdie mense, maar weet jy, ek kan nie met julle praat op 'n hoër vlak, ek moet met julle praat soos kinders, want julle wil met mekaar vleeslik in koneksie wees, terwyl ons enigste verbintenis eintlik geestelik is. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spysie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Want hy sien die krag, want hy sien nie die karakter nie. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, daar waar nie eenheid is nie, kan God nie seën nie. En dan die bekende, en ek weet jy ken dit, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Dan het ek geword soos 'n grinder wat raas, maar daar's niks waarteen ek dit kan druk nie. Ek het nie die liefde nie.
En al sou ek die gawe van profesie hê, al die gawes en die krag, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit. Ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Dan sou ek al my goed uitdeel, en dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word. Ek kan hoe vrygewig wees, as ek gee, sodat ek gesien kan word, sê hy. En ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Maar ons ken vir dit liefde. Ons het dit ons al deurgegaan. Ek wil net sê, die stelling, hoe meer krag, hoe meer karakter, hoe meer krag, moet ons nie verkeerd verstaan. Ons verdien nie God se krag deur goeie karakter nie. Ons moet dit net baie mooi verstaan. Die gawes bly die gawes van genade. Dit bly gawes wat God vir ons gee. Ons moenie by 'n plek kom en dink, maar my karakter gaan nou goed wees, nou gaan ek meer krag kry. Nee, jy het reeds al die krag. Die karakter is net die filter waardeur dit vloei. Karakter bepaal in 'n groot mate hoe veilig, hoe suiwer en hoe volhoubaar daardie krag gedra kan word. Dink aan 'n houer, hoe groter die inhoud, hoe sterker moet die houer wees. Dis hoekom Jesus met hulle praat, jy kan nie ou wyn in nuwe sakke gooi nie. Kan ook nie nuwe wyn in ou sakke gooi. Ja, dis dieselfde. Dieselfde wat ons doen mos altyd. Want die een gaan skeur, gaan alles verlore gaan. Ek wil begin afsluit. Hoe sluit karakter krag op? Hoe sluit karakter krag op? Bly in Christus. Bly in my soos ek in julle, sodat julle veel vrug kan dra. Bly in my. Nommer 2, wandel deur die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, sê Galasiërs 5:16. Ontvang teregwysing. Ons het te veel kinders van die Here wat met sagte handjies en sakdoekies hanteer moet word. Ons het te veel kinders van die Here, ek mag net nie vir jou iets sê nie. Jy mag net nie vir my iets sê nie. Ek mag net nie te veel die waarheid, dan word ek 'n blaas op nie. Ek weet, ek was al daar. Ek was al 'n paar keer voel hoe die Here met 'n naald sê hierop. Verwag en ontvang teregwysing. Want hoe anders gaan ons groei? Dis nodig dat jou vrou soms vir jou sê, jy sê lynheid. Vrouens, ek het regtig julle amens nou baie meer op so pad. Maar kom ek wys jou tereg. Broers, dis tyd dat jy slag jou verniet. Amen. Moenie elke korreksie of teregwysing as 'n aanval ervaar nie. Weet jy wat, God wil mense en kan mense gebruik om blinde kolle in jou lewe uit te wys. Weet jy hoekom moet daar blinde kol uitgewys word? Want as ek my blinde kol mis, is daar 'n ongeluk. Swaar. Die Here gebruik baie keer mense in my en jou lewe om te sê, kom ek wys jy blinde kolle. Nommer 4, wees getrou in die verborgenhede. Verborgene. Jy sien, karakter word gevorm wanneer niemand kyk nie. Wanneer niemand hande klap nie. Wanneer niemand sê hoe great jy is nie. Wanneer niemand jou bedank nie. Dis waar karakter gevorm word. Lukas 16:10, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. Laat liefde jou hoogste motief wees, nommer 5. En laat dit ook jou grootste rede wees. Hoe sluit karakter krag oop? Laat liefde jou grootste rede wees. Laaste een, bly verantwoordbaar teenoor die mense in jou lewe. Bly verantwoordbaar. Moenie net dink, weet jy wat, hierdie was nou nie lekker nie, ek stap uit, ek sny jou uit my lewe uit. Don't do that. Bly verantwoordbaar. En ek praat nie van as daar ander omstandighede is nie, ek praat van mense wat in jou lewe is, wat jy voel, weet jy wat, jy het nou regtig dit reg gekry om my refs heeltemal in die rooi te druk. Moenie net wegstap nie. Staan nader en sê, weet jy wat,
Nederigheid. Dis wat ek die Here gebid het. Want ons nodig om te sê, maar miskien was jy reg. Miskien was ek te vinnig. Miskien was ek te hard. Hoekom? Want God gebruik verhoudings om karakter te vorm, want sonder karakter kan die krag van God nie vloei soos wat hy wil. Dit moet vloei nie. Jy het 'n slypsteen in jou lewe nodig, ek wil dit net vir jou sê. Jy het 'n slypsteen nodig. Party van ons het 'n grinder nodig. Party van ons het 'n hamer nodig wat eers uit die vuur uitkom en eers 'n bietjie geslinger raak. Moenie die proses glip nie. Jy het 'n slypsteen nodig. En soms meer as dit. Iemand wat te lief is vir jou, maar jou maar net te laat gaan. Kan ek ook dit sê, dit vat guts om iemand terecht te wys uit 'n plek van nederigheid en liefde. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Wie weet of ek praat? Dis moeilik. Ons dink om 'n instrument in die hand van die Here te wees is om 'n mikrofoon te wees. Is om 'n vlagdraer te wees van lofprysing of om 'n fakkeldraer te wees want ek is lig. Maar soms is 'n instrument in die hand van die Here soms 'n slypsteen. Soms 'n grinder in iemand se lewe. Wees jy die slypsteen, maar wees jy ook die yster. Want die wie ander wil vorm, moet ook self toelaat om gevorm te word. Die ander wil vorm, moet ook toelaat om self gevorm te word. Daar kom 'n stadium wat hierdie, wat noem mense dit, 'n lem, bly, wat noem mense dit? 'n disk. Kyk daar, kom by. Daar's tyd, daar's soms wat jy hierdie disk moet vervang, want hy's uitgewerk. As jy wil 'n slypsteen wees, moet jy ook, as jy ander wil vorm, moet jy ook 'n tydjie toelaat dat jy gevorm word, of nuut gemaak word. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n geleentheid waar ons mekaar in die oë kan kyk. En kan sê, ek verstaan dit soms nie, en soms is dit vir my moeilik, maar ek besef vandag meer en meer, ek het jou nodig. Ek besef vandag, God het jou in my lewe gesit, en my in jou lewe gesit, sodat karakter kan vorm, dat krag kan vloei. Daar's nog nooit 'n tekort aan krag gewees nie. Daar was nog nooit 'n tekort aan gawes en die gawes van die Gees en genadegawes nie. Binne die kerk, binne die kind van God, daar was nog nooit 'n tekort aan krag nie. Maar dis na mate ons karakter vorm, wat die krag van God wat reeds binne ons is kan vloei. En dalk het jy nodig om vir jou man of jou vrou of dalk jou broer of jou suster of dalk iemand in jou lewe, 'n mentor of 'n afrigter, geestelike leier te sê, ek wil vir jou dankie sê dat jy in my lewe is. Want ek besef vandag, God gebruik jou om my te vorm. Want ek het volop krag. Maar karakter moet dit navigeer. Here, help my, help ons, help elkeen vandag dat ons besef. Daar's 'n rede hoekom ons in mekaar se lewe is. Daar's 'n rede hoekom jy getroud is met die man met wie jy getroud is of die vrou met wie jy getroud is. Daar's 'n rede. Daar's 'n rede hoekom jy in 'n gemeente saam is en hoekom ons funksioneer en deel is. There's a reason. God is growing so that his power can show. Ek bid vanoggend in die naam van Jesus Christus. As daar areas is, Here, wat ons moet genees, areas is waar ons moet heling beleef, dan dank ek U, Here, dat U ook deur die bloed 'n kragwerk kom doen vandag. Ons wil sê, Here, soos wat daai laaste koortjie gesê het, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Ons loof en eer U vandag. In Jesus' naam.